Klap, amen. Nou ja, goeienaand almal, baie welkom. Is julle opgewonde om hier te wees vanaand? Kan ons die ligte afsit, huis toe gaan? Ek weet nie waar. Is ek in die regte plek? Het sê 'n nuwe lewe. Ek sê is julle opgewonde om in die huis van die Here te wees vanaand. Amen. Daar sê, we are gonna get that right now. We are preaching and operating from the place of victory tonight. Amen. Kan ek 'n amen kry? Ek gaan vanaand nie alleen preek. Jy wou kerk toe kom, jy gaan saam preek. Jy wat aanlyn is, jy's ingetune. Jy weet amen skree daar in jou kombuis, in jou sitkamer. As jy in jou bed is, bly net nog so 'n bietjie wakker. Julle, ons het 'n besonderse week ervaar, en nie net hierdie week in Klerksdorp, nie net in die Kosh area nie, maar in die afgelope paar weke, maande, kan ons sien dat die Here is besig om die tyding te draai. Seisoene is nie net besig om te verander in die natuurlike nie, maar ons sien, ons proe, ons ervaar, dinge is besig om te draai in die gees. We can not only preach about the goodness of God, but we are seeing the goodness of God. Nou wat ek vir julle moet sê is, en waar ek vanaand op preek is dit, dat wanneer dit goed gaan, gaan die duiwel altyd met 'n aanslag kom om jou neerslagtig te kry. Baie keer murmureer ons oor die een ding wat ons nie het nie, en ons vergeet vir die 99 dinge wat vir ons gegee is, nadat ons op ons knie was. En vanaand wil ek kom, en ek wil net 'n feel good message preek nie, nee, vanaand wil ek kom en neerslagtigheid aanvat in die gees. Vanaand wil ek kom en ek wil depressie aanvat in die gees. Ek wil wees soos Dawid vanaand in ons as kerk, wat sê vyand, jy kom met jou swaard en jou spies, jy kom teen die mense van God, jy kom teen die uitverkorene van die Here, maar vanaand kom ons na jou toe in die naam van die God van die hemele. Is julle saam met my vanaand? Tonight we're going to take the dominion. Ons gaan ons posisioneer volgens die woord van God. Kan ek 'n amen kry? Nou, soos julle kan sien, is ek baie opgewonde vanaand. Voordat ek by my tema kom, wil ek 'n paar skriffies met julle deel. My eerste skrif wat ek vanaand met julle wil deel, ekskuus, julle kan na die volgende slide toe gaan, ek gaan nou by my tema kom. 2 Korintiërs hoofstuk 12, vers 10. Hy sê in die ou vertaling, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Kyk vir iemand en sê, sy genade, as jy alleen is, kyk vir jouself half hoe jy kan, sê saam my, sy genade is genoeg, ek watch julle, sê saam my, is genoeg vir jou, en as jy met jouself praat, moenie sê vir jou nie, sê vir my. Sy genade is genoeg vir jou, want sy krag word in swakheid volbring. It took the very deep valleys in my life to realize the very great power of God over my life. Daai ding is oor julle koppe. Ek gaan hom weer sê. It took the deep valleys in my life to realize the great power of God over my life. Wat beteken dit? Wanneer jy in daai diepste vallei is en jy het geen hoop nie en jy weet nie waartoe om te gaan nie, dis daar op jou gebroke plek waar jy 'n God ontmoet wat na is aan die wat gebroke is aan hart. It is there in your greatest devastation where we will realize the greatest revelation of God's power. Baie keer bid ons vir die krag van God oor ons lewens. En ek sê nie die God se krag word net volbring in die valleie nie, maar is in die valleie wat ek op my laaste is, wat ek besef, ek kan nie, maar God kan. Ek weet nie hoe ek hierdeur gaan kom nie, maar God het 'n tafel voorberei in die aangesig van my teenstanders. Kan ek 'n amen kry? Dit sê, daarom het ek 'n behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede. Baie keer raak ons benoud. Dit sê, want as ek swak is ek eintlik sterk. When you are weak, he is strong. Iemand sê amen. Hoekom ek sê jy moet amen sê, is nie omdat ek het nie 'n antwoord van jou nodig dat ek goed voel nie, maar amen beteken so sal dit wees. Jy profeteer oor jou eie lewe, so sal dit wees. Amen. Awesome. Tweede skrifgie wat ek met julle wil deel vanaand is Jesaja 43 in vers 2. Ek lees vir julle in die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê, wanneer jy deur diep water van moeilikheid gaan,
sal ek God by jou wees. Wanneer jy deur 'n vuur gaan, sal dit jou nie wegspoel nie. Wanneer jy deur die vuur van verdrukking stap, sal jy nie verbrand nie. Die vlamme sal jou nie verteer nie. As jy my nie glo nie, gaan vra net vir saadsak, meelsak en wat was die ander ouetjie se naam? Appel een oog. Just go ask what happens when the enemy tries to put you in fire. Die oomblik wat jy in die vuur geplaas word, kom die vuur van die Heilige Gees binne jou en brand baie helderder as die vuur om jou. Ek wil vanaand vir iemand sê, you might feel the fire, you might see the fire, but you will not experience the fire. Jy word dalk in daai vuuroond gegooi, maar vanaand wil ek vir jou sê, hy wat vir jou is sterker en groter en beter as hy wat teen jou is. En haal asem. Is julle hier vanaand? I want to tell somebody tonight, just because you are at a dead end, doesn't mean it's your end. Het ons nie nou net daai liedjie gesing nie? You turn graves into gardens. You turn bones into armies. Dit vat nie baie van God om 'n deurbraak te bewerkstellig nie. Hy wag net vir ons om onsself te posisioneer. Vir die Israeliete om die wonderwerk te kon sien, hoe die see voor hulle oopgaan, moes hulle eers tot 'n einde kom. Daar waar hulle leier, waar Moses kom en hy besef, hy het uit planne uitgehardloop, hy kan nie meer self nie, sy plannetjies en sy schemes en sy dinge gaan nie meer werk nie, en daar gee hy in totaliteit oor vir God. Jy sien, baie keer maak ons die verkeerde besluit, wanneer ons kom op daai einde, wanneer ons nie weet wat om te sê nie, wanneer ons nie weet wat om te doen nie, gaan lê ons in 'n sak van as en hoop, maar eintlik sê God vir jou, o, dapper held, weet jy nie dat ek met jou is nie? Jy hoef nie veel meer te word of veel meer te sê nie. Nee, Moses, tel net jou staaf op. Just be obedient in the valley of oppression and you will see how the river will open up in front of your eyes. Dink jy dit was vir Moses moeilik om hy staaf net so op te tel? Vat gou jou regterhand. Vat jou regterhand. Tel hom gou so op. Hou hom so rukkie. Sak hom weer. Dit was nie so moeilik nie. Sometimes it's not the weight of the action, it's the weight of obedience that scares you. Ons is bang om gehoorsaam te wees aan die stem van God. Maar om dit fisies te doen, ek moet nou rustig, hoor julle die donder weer? Die Here preek saam my vanaand. Wanneer jy daar is in die plek van moeilikheid, dis wat Jesaja sê, onthou net, hy is vir jou. Hy is jou God. Hy gaan jou nie verlaat nie. Dit sê in 2 Korintiërs 4 vers 8 in die Passion Translation, hy sê dit so mooi passionately. Hy sê, though we experience every kind of pressure, we are not crushed. At times we don't know what to do, maar hoor mooi wat sê die Passion Translation, hy sê, but quitting is not an option. Sê saam my, quitting, sê saam my vanaand kerk, quitting is not an option. Kyk vir iemand langs jou, sê, quitting is not an option. Sê vir hom, kry dit uit jou kop uit, kry dit uit jou lyf uit, jy gaan nie opgee nie. Hoekom gaan jy nie opgee nie? Want die deursettingsvermoë wat jy nodig het om hierdie trial and tribulations te oorwin, het Jesus sy lewe gekos. Maar toe hy aan daai kruis gesterf het, het hy aan jou gedink en hy het jou die krag gegee om aan die ander kant van die see uit te kom. Hy het die krag vir jou gegee om deur die leeukuil te loop. Hy het die krag vir jou gegee om in die leeukuil te slaap. Hy het die krag vir jou gegee om deur die vuuroond te gaan wat 7 keer warmer gemaak is. Hy het vir jou die krag gegee om te oorwin. Hy het vir jou die krag gegee dat die tronkdeure sal oopbreek en die ketting sal van jou afval. So quitting is not an option. Vanaand kom ons teen die gees van neerslagtigheid. Vanaand kom ons teen die gees van depressie. Vanaand kom ons teen die gees van angstigheid. You do not have a place in this house. En ek hoor jy's dalk gediagnoseer met hierdie dinge. I have a lot of respect for doctors and I honor you tonight. Ek waardeer julle, maar as iets hoor as 'n diagnose en dis die waarheid van die skrif wat sê deur sy wonde is daar genesing. Tonight we are not coming with a truth, we are coming with the truth, and the truth will set you free. Sjoe.
Ek sien my vrou stuur vir my boodskap, raak rustig my man. Vers 9 sê, we are persecuted by others. Die opinies om jou, is soos Job, sy mense om sê, ag, vloek God en sterf. We are persecuted, jy druk van alle kante af, but God has not forsaken you. En ek love it, dit laat my dink aan Rocky Balboa, het sê, we may be knocked down, but we are not knocked out. We may be knocked down, but we are not knocked out. Kyk, laat ek nou nie praat oor die fights in die ou dae nie, kom ons los dit daar. Maar kyk, as jy iemand met alles in jou, 'n klipharde hou jou, hoor ek. En jy sit alles in daai vuishou in, pah, jy voel hoe jou skouers skeer, hoor ek. Net dan, as jy alles insit in daai ou, hy val so, en hy begin vir jou lag. Jy het twee opsies. Kyk, dat jy 'n lewensversekering het, of trek aan jou tekkies. En harte, want my broers, jy alles insit. If you're knocked down, but not knocked out, let me tell you, retaliation. Woo! En dis wat gebeur. Die vyand kom, en hy het al hierdie houe, en hy is in hierdie vuisgeveg, en hy, sometimes he knocks you down, maar ek moet vanaand vir iemand sê, it's time to get back up. Nee, maar pastoor, ek is moeg. Ek het al soveel keer opgestaan, ek het soveel keer probeer om hierdie gedagtes te oorwin, ek het soveel keer probeer om hierdie verslawing te oorwin, ek het soveel keer probeer om 'n beter man te wees, om 'n beter vrou te wees, om 'n beter kind te wees, ek het soveel keer probeer, ek kan nie meer nie. Ek het soveel foute gemaak, en ek het al repent, en ek het die bloed van Jesus verklaar in my lewe, maar ek maak die foute, ek voel nie meer waardig nie, en dit bring my by my tema vanaand, julle kan asseblief my opsit, I want to tell somebody tonight, it's time to get back up one more time. Dis tyd om op te staan, een keer weer. It's time to get back up. En ek weer is seer. Niemand hou daarvan om 'n vuishou in die gesig te kry nie. As jy doen, kom sien ons na die tyd. Ek vra asseblief, want ons gaan of vir jou bid, of vra, hoe kry jy dit reg? Nobody is born that way. En baie keer kom die vyand en hy slaan jou met emosionele houe. Hy slaan jou met finansiële houe. He is rocking you. En jy weet nie of bo, wat ek kans onder was, links, reg, voor, agter. Ek onthou, toe ek kleiner was, soos op 'n plaas, en ons kuier daarin, ek is baie over-eager. En ek sien daar's 'n swembad, en dit is baie warm. Ek was seker so 5 of 6. En as hemp uit, Speedo en Crocs is aan, hardloop na die swembad toe, en ek spring op, en ek duik. En soos ek die water tref, sien ek hierdie bodem is baie nader as wat ek gedink het. Spring ek in die vlakkant in, regte vlakhaas maniere. En ek onthou net, ek is vingers eerste in, vingers draai allerhande kante toe, en ek slaat my kop reguit in daai bodem. En ek onthou toe ek induik, ek onthou die pyn, en vir so 'n oomblik kon ek nie lekker onthou wat gebeur het nie. Maar soos ek myself bevind, voel ek moet net uit hierdie water uitkom, want almal is in die lapa, ek moet net iewers heen, maar hier waar ek nou, swem ek heeltyd in die bodem vas. En ek probeer met alles in my, om net uit die water uit te kom, want my asem raak klaar. Maar ek weet nie wat se kant is op, wat se kant is af, wat se kant toe om te gaan nie. En die volgende oomblik voel ek net hoe my lyf so maak, en een van die ouer ouetjies kom duik my uit. Sien, baie keer maak ons 'n fout. Wie se skuld was dit? Was dit die bouer se skuld dat ek in die vlakkant ingespring het? Miskien, nee, ek joke nie, het was nie. Het was nie sy skuld nie. Het was nie my ouers se skuld nie. Het was nie my vriende se skuld nie. Het was nie my sussie se skuld, wel, het kon haar skuld wees, maar dit was nie. Dit was niemand se skuld behalwe wie se nie? Joune. Is dit joune gewees? Myne. Dit was my eie skuld. Ek het 'n fout gemaak. Ek moes die prys betaal het. I made a mistake. But it took somebody from the outside to help me out of my mistake.
Wanneer jy in 'n plek kom wat jy 'n fout maak en jy voel dalk ashamed, jy voel dalk teleurgesteld en jy voel jy kan met niemand praat nie. Daai stem wat vir jou sê jy kan met niemand praat nie, vanaand wil ek vir jou sê kerk, dis die stem van die vyand. Ons kan dit sien van die begin af, die eerste aanval probeer Satan die mens skaam maak. Hulle is te bang om met God te praat oor die foute wat hulle gemaak het. Because we'll be judged. Of vanaand vir jou sê ons almal is mens en yes, jy maak foute. Sê ek is reg. Ek sê nie dis reg nie. Ek sê wanneer jy 'n fout maak, Dawid sê ek val liewers in die hande van 'n lewendige God. I want to tell somebody it's time to speak up. Partykeer kan jy nie jouself uit jou gemors uitkry nie. In order for you to stand up one more time, in order to be strengthened one more time, you need to trust those around you. En ja, as enige iemand nie. Maar die wat om jou is, wat God vreesend is. Ek ervaar net soos ek vanaand preek, moenie dat die skaam jou terughou van jou vryheid nie. Moenie dat die skaam jou terughou van jou deurbraak nie. It's time to get up one more time. Amen. Ek wil vanaand met julle gesels oor 'n man in die Bybel wat ook foute gemaak het. Die naam is Samson. Almal ken vir Samson. Nou Samson was op 'n plek wat oorwinning vir hom, dis is ons wat eiers eet, elke oggend, dis sy oorwinning. Hy het nie probleme gehad nie. He had the favor of God, the strength of God. Hy was reg geposisioneer. En in Rigters, ek gaan met julle 'n bietjie gesels, Rigters hoofstuk 16. Ek wil deur die skrifte werk want ek wil by 'n punt uitkom. In vers 3 tot 4 sê dit: En Samson het gelê tot middernag, maar teen middernag het hy opgestaan en die deure van die stadspoort en die 2 deurposte gegryp en die met grendel en al uitgeruk. Rowwe man, jy sien, die Bybel het ook gepraat van bokslagters, amen. Is 'n grappie. En die met grendel en al uitgeruk en op sy skouers gesit en het opgedra na die top van die berg wat teenoor Hebron lê. Daarna het hy 'n vrou in die dal. Almal sê die dal. Sien daai verleie, dis moeilikheid. Die dalle is nie moeilik nie. Hy sê in die dal so ek lief gekry en haar naam was Delilah. Vers 5 sê, toe kom die vorste van die Filistyne na haar op en sê vir haar, haal hom oor, vind uit waardeur sy krag so groot is, en waardeur ons hom kan oorweldig en hom kan bind om hom te bedwing. En dan sal ons elke een vir jou 1100 sikkels silwer gee. En sien, hier kom die eerste waarskuwing in die woord. Net na jou oorwinning kan jy nie ontspan nie. Sodra jy 'n oorwinning kry in jou lewe en 'n deurbraak, bly gefokus. Kyk vir die persoon langs jou, sê, bly gefokus. Dit is so belangrik om gefokus te bly, want wanneer jy nie gefokus is nie, raak jy onsensitief en jy raak stomp vir die aanslag van die vyand. Net daar moes Samson vir haar gesê het, hey, go, gaan maar daai kant toe. Nee, dankie. But he opened up, he made a mistake. En die eerste aanslag kom in vers 6 en 7, sê, toe vra Delilah vir Samson, so mooi en pragtig, vertel my tog, waardeur jou krag so groot is. Ag Samson, jy is so sterk. Kyk het jou biceps. Jette man, gym jy so 3 keer 'n dag? Jou hare is so lank, wat se conditioner gebruik jy? Jy weet al daai mooi praatjies. Vertel my tog waardeur jou krag so groot is en waarmee jy gebind kan word om jou te bedwing. Sien, daar kom altyd verleiding en dan aanval. Bly gefokus. En Samson kyk vir haar en hy sê vir haar, ag jy weet Delilah, as hulle my bind met 7 vars lyne wat nie uitgedroog is nie, dan sal ek swak word en wees soos 'n ander mens. Hy is eintlik baie beskeie. En in vers 8 lees ons aan, dit sê daarop het die vorste van die Filistyne vir haar 7 vars lyne gebring wat nog nie uitgedroog was nie, en sy het hom daarmee gebind. Sy bind hom op sy woord. En dit sê toe in vers 9, dit sê, en terwyl haar spioene in die kamer klaar sit, sê sy vir hom, sy wil hom waarsku. Sy sê vir hom,
Die Filistyne is op jou, Samson. Hulle is op jou. Jy sien, wat die vyand doen is, hy bring 'n gees van manipulasie, maar hy wil homself so bedek en beskerm, dat hy jou nog steeds waarsku teen die aanslag van homself. Let that sink in. He protects himself. Het sê, ag, Samson, toe verbreek hy die lyne soos 'n vlasdraad breek as dit vuur ruik, maar sy krag het nie bekend geword nie. Ek wil net moet sien dat wanneer jy met die verkeerde mense assosieer en jy maak deure oop vir verkeerde plekke, verkeerde mense, verkeerde invloed, gebeur die volgende. Sy het hom verbind, kan ons daarop saamstem, is almal saam in eenheid, dis wat die Bybel sê, as jy my glo sê amen. En sy gaan na hom toe. En sy is baie teleurgesteld in hom. Sy sê, kyk, jy het my bedrieg en vir my leuns vertel. Vertel my nou tog waarmee kan jy gebind word. Ek lees hierdie ek tog ou. Hierdie girl bind jou, maak jou vas, en jy mis dit. Jy mis dit. Jy mis die aanval. Dis hier, die aanvaller is hier in jou huis. How can you not discern? En ek dog, sy gaan dit nou kry. Samson het nou net besef, sy was die rede gewees, en ek dog, hier kom dit nou, vers 11 sê, en hy antwoord haar, ag, jy weet, as hulle my stewig vasbind met nuwe toue waarmee geen werk gedoen is nie, dan sal ek swak word en wees soos ander mans. Ek dog, kan jy dit oorvertel? Jy sien, sonde verswak jou nie net nie, dit verblind jou. Dit vat weg jou visie. Dit vat weg jou onderskeiding. Jy sien, wanneer jy, kan ek dit noem, tango, wanneer jy dans met sonde, sê jy eintlik vir die Heilige Gees, go and take a seat, I already have another partner. Go and take a seat, I'm already dancing. Little that you know you were dancing with the devil. En vers 12 sê, toe het Delilah nuwe toue geneem en hom daarmee gebind en vir hom gesê, toe hy gebind was, die Filistyne is weer op jou. En ons weet wat het gebeur. Hy het dit weer, there we go. Het hom weer gebind en gesê, Filistyne is op jou, maar het was soos 'n draad wat van sy arms af verbreek. En asof hy in sy hart het hy geweet, hy moet haar nie vertrou nie, en hy deel met haar die leuns, want diep in sy hart, kerk, diep in ons harte, wanneer ons by die verkeerde plekke is, met die verkeerde mense, diep in jou hart, weet jy kan nie jou hart vir hierdie oopmaak nie, so jy deel maar jou kop, en jy word iemand wat jy nie is nie, en jy gaan teen jou waardes, want jy wil eintlik jou hart bewaar, want diep in jou, you know, I'm not supposed to be here. Die Heilige Gees probeer jou beskerm, en Delilah kom weer na Samson toe, in vers 13. En sy sê, toe nou het jy my weer bedrieg, en weer vir my leuns vertel. Kan die man nie besef waar hy sit nie? Kerk, baie keer dan laat ons sekere invloede toe in ons lewens, dit steel by ons, dit kom om te steel, te slag en te verwoes, maar ons is so vasgevang in die nou, dat ons kyk nie meer in die toekoms in nie, ons vergeet om visie te hê vir wat kom. En hy antwoord daar, hy sê, as jy 7 haarvlegsels van my hoof met die weefsel sal saamvleg, daar's die antwoord. En sy doen dit toe, en hy breek die weefsel. Jy sien, toe raak sy nou kwaad. Because when the attacker doesn't succeed, you are irritating the spirit of the attacker. Jou hart probeer vir iets sê, maar jy luister nie, en kom in vers 15, en sy sê vir hom, hoe kan jy sê, ek het jou lief, terwyl jou hart nie met my is nie? Samson het geweet, this is not where I'm supposed to be, ek gaan 'n prys betaal, ek weet, maar hy was so vasgevang in die nou, en die plesier van nou, dat hy dink nie aan die
reperkussie wat dit gaan hê in die toekoms nie. Jy sien, dis wat die vyand doen, hy laat jou dink aan die lekker en die nou, en dit wat jy nou ervaar, but you do not think of the consequences. My ouma het altyd vir my gesê, bereken die prys van die brug voor jy hom bou. We do not reckon the cost of the flesh anymore. Maar is net in die nou, en sy is kwaad met hom, en sy beklei met hom, en dit sê dat hy het so geïrriteerd geraak met haar, dat hy het ongeduldig geraak, en hy wens dat hy kon sterf. Hy dink, hierdie vrou, ek dink Samson kan jy nie sien nie, sy bind jou 3 keer, sy irriteer jou, can you not see that God is trying to get something to you? Jy sien, die Here waarsku, en hy waarsku, en kerk, ons is in 'n seisoen wat die Here ons waarsku, do not entertain the flesh, moenie besig wees met die wêreld en sy dinge nie, word completely transformed by the renewing of your mind, that you are able to discern. Romeine 12 vers 2. We need to discern, church. En die volgende oomblik kan hy nie meer die temptasie weerstaan nie, want dis wat eintlik gebeur het, deur al hierdie verse, weerstaan hy die temptasie, maar in vers 17, gee hy oor in die begeertes van sy vlees, en dit sê, en hy het sy hele hart aan haar bekend gemaak. En hy vertel haar presies alles wat moet gebeur. Jy sien, sonde sal nie net verswak nie, dit sal jou nie net verbind nie, maar soos ek sê, dit verblind jou ook. En hoor vers 18, hoor hoe strategies is die vyand. Vers 18 sê, toe Delilah sien dat sy hele hart bekend gemaak is aan haar, toe laat roep sy die Filistyne en sê, kom hierdie keer op, want hy het sy hele hart aan my bekend gemaak. The moment you open up your heart to sin, you are opening up the door of your house to sin. Kerk, ons moet versigtig wees in hierdie tyd. Ons moet so versigtig wees in hierdie tyd. Jy is welkom of my instrument wat daar agteraan te sit, baie dankie, ek gaan afsluit. En ons sien wat gebeur, sy hart is oop. Sien, dis kom die woord sê, bewaar jou hart. Kerk, bewaar jou hart, bo alle dinge. Soos vanoggend gesê het, moenie hierdie keyboard soldiers raak op Facebook en mense begin slegs sê, nee, kom ons delf in die woord in. Bewaar jou hart, bo alle dinge. Moenie betrokke raak waar jou mandaat nie is nie. Bewaar jou hart. Guard your heart. Want ons raak so vasgevang in die wêreld, dat terwyl ons fokus op die wêreld, los ons agterdeur oop vir die duiwel. We need to discern. Vers 19 sê, sy het hom op haar skoot aan die slaap gemaak, en sy het sy hoof afgeskeer. En die Filistyne kom, en hy is vas, vers 20 en 21. Misschien, die vyand was nie agter sy krag aan nie. Hy was geïntimideer deur sy krag. Wat by hom wou steel was nie sy krag nie. Die krag het net die vyand verhoed van wat hy eintlik wou doen met Samson. Het sy daarop het die Filistyne hom gegryp en sy oë uitgesteek. The enemy is not after your power. He's after your vision. Wie jou visie het jou toekoms. Wie jou toekoms het, besit jou oes. The Bible says, my people perish because of a lack of knowledge, a lack of vision. Discern. Ons krag kom nie van onsself af nie. Het kom van God af. Maar die verantwoordelikheid om visie te hê, rus op jou skouers. En die vyand kom steel sy visie. En ons weet wat gebeur as hy is af na Gaza toe met koperkettinge en hy is gebind en hy staan in die gevangenis en hulle hou hierdie partytjie. Big celebration. En vers 25 sê, en toe hulle hart vrolik was, sê hulle, roep vir Samson, dat hy vir ons speel. Kom ons mok hom. Hulle het Samson geroep uit die gevangenis uit, hy het voor hulle gespeel en hulle het hom tussen die pilare laat staan. See, the enemy tried to make a public spectacle out of him.
En hy was foutief, ons almal kan saamstem. Samson het foute gemaak. Hy het foute gemaak. Sê die huis waar hy was vol manne en vroue. Al die vorste van die Filistyne was daar. En op die dak omtrent 3000 manne en vroue wat kyk hoe Samson speel. They were mocking him. Jy sien, wanneer jy op daai plek is, en Samson is daar, die sonde is nie meer weggesteek, is bekend gemaak. Almal weet, hy het vir Delilah geval. Almal weet, Delilah het hom gekil. Almal weet, sy krag is weg. He's down and out. Hy's daar. Hy's op die laagste van die laagste. Hy weet nie meer wat om te doen nie. There's no turning back. Hy's klaar. Hy's op sy einde. Hy besluit is verby. En dis dalk vanaand sit jy hierso en dalk is alles oukei, dan is ek bly, maar as jy een persoon is en jy is die enigste een in die auditorium of aanlyn en jy's daar en jy's uit en jy's uit krag uit, jy weet nie om vorentoe te gaan nie, wil ek vanaand vir jou sê en ek wil oor jou profeteer, now it's not a time to give up. Samson is daar, hy's embarrassed, he's in shame, hy het niks meer oor nie, hy kan niks wegsteek nie, al die kaarte is oop op die tafel neergelê. Maar Samson roep na die Here. When you are down and out, don't use your words to curse. Use your words to call upon the name of the only living God. En hy sal jou hoor. In your brokenness, he will hear you. En Samson roep na die Here. Hy sê, Here, Here, dink tog aan my en versterk my tog net hierdie keer. Hy sê dit so mooi in die Amplified. Hy sê, O Lord, please remember me and please strengthen me just this one time. Here, ek het foute gemaak, ek weet nie hoe ek hier gaan uitkom nie, maar Here, ek het U lief, Here, asseblief, hoor my net, onthou my, bekragtig my, nog een keer. One more time. As jy kyk na daai woord, Lord, strengthen me. Daai woord strengthen beteken nie net om krag te gee nie, maar is krag vir 'n doel. Daai woord strengthen beteken to use your ability to cure, repair and recover. Jy sien, waar hy wou sterk wees, to be the man of the hour, sê hy, nee, Here, bekragtig my om te herstel. To make right. Lord, strengthen me this one time. As jy kyk na die woord one time in die oorspronklike teks, is die woord param. Lord, help me to repair and recover. One time, wat beteken one time? The order and the rank. Here, bekragtig my om die plan van God weer in aksie te kry. En julle weet wat gebeur. Die Here bekragtig hom. Hy vat daai twee pilare. Hy trek al hele gebou in mekaar. Kerk, ons moet kom op die punt, waar al is jy op en jy's gaar en jy's verby. Jy weet nie meer hoe om vorentoe te gaan nie. Wil ek jou aanmoedig vanaand. Do not turn to the world. Moenie draai na die wêreld en temporêre satisfaksie nie. Ek wil vir die manne sê, jy gaan nie jou geluk en jou genesing vind in daai bottel nie. Vrouens, jy gaan nie jou geluk vind in 'n nuwe haarstyl nie. Nee, you can only find your joy and your restoration when you go down on one knee and you say, Lord, hear me, remember me and strengthen me one more time. Ek het vanaand gekom vir iemand te sê, God gaan jou hoor. Hy wag vir jou gebed, hy wag vir jou roep. And he's going to hear you out. Staan saam met my asseblief. I want to tell the church, now is the time to trust God. One more time. Dis nou die tyd om die Here te vertrou. One more time. Ek weer is rof, ek weer is bedruk.
Maar draai na die regte kant toe. Draai na God toe, ek smeek by julle vanaand. Draai na hom toe. Moenie jouself verloor in jou toestand nie. Moenie jou waardes kompromieer nie, moenie nuwe dinge probeer om net daai social high te kry nie, nee. Turn to God. Draai na hom toe. Vader, ek bid vanaand vir elkeen wat voel hulle het nie 'n stem nie. Ek bid vanaand vir die man wat moet sterk staan vir sy gesin en hy is so gebroken aan die binnekant. Lord, strengthen him one more time. Here, ek bid vir die vrou, die ma wat die huis by mekaar hou, maar binne na sy gebreek, sy het haar waarde verloor, sy sien nie haarself meer as 'n beminde van die Here nie. Here, sy's moeg, sy's mat, die trane rol oor die mat, wanneer almal slaap en almal is rustig, staan sy in die kombuis en sy weet nie meer wat ek kan doen nie, sy weet nie meer om die druk te hanteer nie. Lord, I pray, strengthen her one more time. Here, ek bid vir die paartjie wat soveel keer al wil opgee, wat nie meer weet hoe om vorentoe te gaan nie, wat hulle huwelik of hulle verhouding tot niet wil maak, wat nie hoop sien vir die toekoms nie, wat mekaar lief het, maar hulle weet nie meer om mekaar aan te gaan en 'n toekoms saam te hê nie. Lord, I pray, let them not turn to the world, but strengthen them one more time. Bid vir die ouer wat worry oor hulle kind, wat nie die Here wil dien nie, wat deur 'n moeilike tienerfase gaan, wat nie die Here dien nie, maar wat in die wêreldse dinge betrokke raak, wat moed wil opgee, wat net wil dissiplineer, maar nie wat wil liefde wys nie. Here, ek bid, strengthen the parents one more time. Here, vir die besigheidsman, die besigheidsvrou wat sukkel, wat kontrakte verloor, wat voel die guns van die Here rus nie meer oor hulle nie, wat voel daar's nie meer hoop vir die besigheid nie, wat al kyk hoe om toe te maak, who wants to declare bankruptcy, who does not see a way forward. Lord, I pray, give them wisdom and strengthen them one more time. Help ons om nie op die arm van die vlees te vertrou nie, maar Here, help ons om te val in die arms van die lewendige God. Ons verklaar vanaand, Lord, we will trust you again and again and again and again. Ons gaan nie nou opgee nie. Ons gaan nie nou opgee nie. Ons gaan nie nou opgee nie. Ek verklaar dit vanaand, neersagtigheid, los die mense van God in Jesus naam. Depressie, los die volk van God uit in Jesus se naam. I thank you, Lord, tonight we put on the garment of praise for the spirit of heaviness, and the joy of the Lord will be our strength. Here, soos ons verskillende paaie gaan, dankie in hierdie week dat ons goedheid en guns kan ervaar. Dankie vir u hand van beskerming wat oor elke lid vanaand, elke man, elke vrou, elke kind wat rus, selfs die wat nie is vanaand nie. Lord, we thank you for your protection and your favor over them. In Jesus se naam. Ons het u lief. U is ons krag, u is ons sterkte, u is ons heiland. U is ons verlosser, u is ons geneesheer, u is ons voorsiener, u is ons Immanuel. U is met ons. En ons loof u en ons prys u in Jesus se naam. En almal sê saam, amen. Mag elke man, elke vrou 'n week ervaar van goedheid, van guns, van wysheid oor elke besluit. Werk saam met God and trust him one more time. Ek sluit af vir die derde keer en die laaste keer soos ek altyd doen. Moenie dat jou teleurstellings van gister jou weerhou van jou deurbraak van môre nie. Trust him one more time. Die Here seën u, mag julle 'n lieflike week hê. Namatata dan.